Ek gaan sommer net van vers 13 af werk. Ek lees vers 13 en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Nou, die vrou soos ons gesien het, verwys na gelowiges en dit verwys hoofsaaklik na die Joodse gelowiges of die Joodse gelowige gemeenskap. En soos ons voorheen gesien het, die weespraak oor die aarde, omdat die Satan na die aarde neergedaal het, is nie 'n weespraak oor gelowiges nie, maar dit is weespraak oor ongelowiges. Dit was die ongelowiges wat deur die demoniese ryk getuister was en ook deur die demoniese ryk besete was, soos ons onder andere in die Nuwe Testament dan sien die geval was. Dit was ook die ongelowiges wat nie oor die demoniese ryk gesag kon uitoefen nie, terwyl die gelowiges wel oor die demoniese ryk gesag kon uitoefen, soos ons ook sien tot en met die boek van Handelinge ook die geval was. Maar dit verander nie die feit dat gelowiges wel vervolg was nie. Inteendeel vers 11 het die stelling gemaak dat hulle Satan oorwin het, maar tog was sommige van hulle doodgemaak, maar hulle het ook juis oorwin omdat hulle nie hulle lewens lief gehad het tot die dood toe nie. So net omdat hulle gesag het oor die duiwel gehad het, beteken nie dat hulle nie vervolg sou gewees het nie. Alhoewel die duiwel teengestaan kon word, het dit nie beteken dat hulle nie sou ly nie. Dis nie wat dit beteken nie. Inteendeel, ons lees in 1 Petrus 5 vers 8 tot 10, daar staan, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind, hom moet julle teestaan, menende hulle kan hom teestaan. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding, so daar sien ons, die duiwel is daar, hulle kan ons teenstaan, maar daar is ook lyding, wetende dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het, tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves. Die teenstanding van die duiwel het dus nie sonder lyding gekom nie. Dit het nie sonder lyding gekom nie. Maar hulle het wel oorwin, nie net omdat hulle in Christus was en so ook gesag gehad het oor die demoniese ryk nie, maar omdat hulle nie hulle lewens ook lief gehad het tot die dood toe nie. Hulle het wel oorwin, al was hulle doodgemaak. Dis wat ons Openbaringskrif ook sê. Hulle het oorwin en hulle het nie hulle lewens lief gehad tot die dood toe nie. Maar hulle het tog oorwin. Hulle het gesag gehad oor die demoniese ryk. So die feit dat hulle gesag gehad het oor die demoniese ryk, beteken nie dat hulle nie sou gelei het nie. Net om terug te kom na die vers toe, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. So dit het hulle nie vrygespreek van vervolging, noodwendig nie, alhoewel hulle nog steeds gesag oor hom kon uitgeoefen het, soos ons die geval sien in die Nuwe Testament. Die vrou was wel vervolg, want Jesus het ook vir die afvallige Jode, wie se vader die duiwel is, die vrou was vervolg, want Jesus het vir die afvallige Jode, wie se vader die duiwel is, gesê dat hulle dit gaan doen. Soos ons lees in Matteus 23 vers 31 tot 35. Julle gee dus teen julle self getuienis, dis nou vir die Jode wat Jesus dit sê, dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak dan die maat van julle vaders dan vol, slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges geesel, en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde. En daarom sien ons dan ook van die Joodse gelowiges na Jesus se hemelvaart, dat hulle vervolging gelei het. Daar was vervolging oor die Joodse gelowiges, en Handelinge is vol daarvan, hoofsaaklik ook deur die hande van Paulus. Voor sy bekering, en dit lees ons als in Handelinge, ons lees onder andere in lig van Stefanus se dood, daar staan in Handelinge
8 vers 1, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeur, dis nou van Stefanus. Saulus het ook sy vermoording goedgekeur, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. So daar was 'n groot vervolging teen die Joodse gelowige gemeenskap. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En daarom het Paulus ook na Damaskus gegaan, want hy het na Damaskus gegaan om die gelowiges terug te bring Jerusalem toe, sodat hulle in Jerusalem weer vervolg kan word, die wat gevlug het. En dit is dan nou die vrou van vers 13, van wie daar gesê word, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het, en die vrou is hoofsaaklike verwysing, soos ons voorheen genoem het, na Joodse gelowiges. En daarom het Paulus ook na Damaskus gestuur om hulle ook te gaan haal. Daar was 'n groot vervolging teen die gemeente van Jerusalem. Jesus het gesê dit gaan gebeur, maar dit beteken nie dat hulle nie gesag oor die demoniese ryk gehad het nie. Vers 14 en 15 dan. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. Nou sy is uit die gesig van die slang onderhou. Dit is die Joodse gelowige gemeenskap. Hierdie beskerming van Joodse gelowiges vind plaas net voor die gebeure wat aanlei tot die belering en die verwoesting van Jerusalem. Aangesien die Joodse gelowiges juis vir 'n kort tyd, naamlik 'n tyd, 'n tye en 'n halwe tyd, dis vir daai kort periode van tyd wat hulle wel beskerm was, sê die skrif. Ja, daar was vervolging, maar daar was 'n kort tyd dat hulle weg was van die aangesig van die draak, om juis onbeskermd te word, vir 'n tyd, 'n tye en 'n halwe tyd, of 3,5 jaar dan nou. Wat nie noodwendig letterlik is nie, maar dis wel 'n kort periode van tyd. En so sou sy vlug ooreenstemmend ook die kort tyd wat Satan losgelaat sou word om totale verwoesting teenoor Jerusalem te saai, soos ons ook lees in Openbaring hoofstuk 20. So die vrou, die Joodse gelowiges, die Jerusalem kerk teen wie daar groot vervolging was, soos Handelinge sê, sou vir daai periode van tyd waar Satan losgelaat word, soos ons lees in Openbaring 20, sou sy beskerm word. Ooreenkomstig Openbaring 20. Die Joodse gelowiges word beskerm, want hulle het ag gegee op die waarskuwing van Lukas 21 vers 20 en 21, waar Jesus vir hulle gesê het, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en die wat in die stad is moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is moet nie daar inkom nie. Hierdie is vir die Joodse gelowiges in Jerusalem, vir wie dit geskryf is. Dis uit Jerusalem wat hulle moes vlug. Dis uit Jerusalem wat hulle beskerm moes word. En dit was in die laaste tye van daai 40 jaar periode tussen van Christus se dood en opstanding tot die verwoesting van die tempel. Dit was in daai laaste periode van tyd wat hulle gevlug het, toe hulle hierdie tekens gesien het. En soos ons voorheen genoem het, die gelowiges in Jerusalem was uit historiese bronne uit, gewaarsku deur engele en deur drome, om na die stad van Pella toe te vlug, wat toe ook die geval was, en daar was hulle veilig gehou, gedurende die val, of die belering en die val van Jerusalem, die laaste paar jaar van daardie belering dan. Julle blaas gou klaar en hoes gou klaar, papa sukkel bietjie. Okay. Drink gou water as julle wil water drink. So ons sien daardie vervolging van die Joodse kerk, die Joodse gelowiges. Dit word getuig in Handelinge. Jerusalem het onder groot vervolging gekom, sê Handelinge. Jesus het vir die Jode gesê, julle gaan dit doen ook. En dit het toe ook gebeur. Paulus het die mense gaan haal om hulle te vervolg. Maar hulle was wel beskerm in daai laaste
tyd, tye en 'n halwe tyd. Nie net sê die Bybel dit self vir ons, die histories word dit ook bewys. Nou, die beeldspraak van 'n beskermde arend vind sy oorsprong, want ons sien 2 vlerke van die groot arend is aan al gegee. Die beeldspraak van 'n beskermde arend vind sy oorsprong toe God Abraham se nageslag as 'n volk vir homself uitverkies het. Dis waar hierdie taal vandaan kom. Dit verteenwoordig die begin en vorming van die verbondsvolk. En hier sien ons dieselfde plaasvind in terme van die feit, dat God dit weer eens doen in terme van die nuwe verbond. Hierdie beeldspraak is dus nie veel anders as dit wat ons lees in Deuteronomium 32 vers 7 tot 12 waar staan, dink aan die dae van die oudheid, let op die jare van geslag tot geslag, vra jou Vader, dat hy jou dit bekend maak, die ou mense, dat hulle jou dit sê, toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel, want die Here se deel is sy volk. Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak soos sy oogappel. En ons sien baie van hierdie selfde taal hier met die beskerming van die verbondsvolk. Die gelowige Jode wat weggevat word deur arensvlerke. Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak soos 'n oogappel, soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels of vlerke. Die Here alleen het hom gelei en daar was geen vreemde God by hom nie. Ons sien dieselfde taal destyds met die vorming van die verbondsvolk, waar Israel gevorm is volgens die belofte van Abraham, en ons sien hierso dat God sy belofte hou teenoor die nuwe verbondsvolk. Hoofsaaklik ook bygesê die gelowige Jode, aan wie die belofte oorspronklik behoort het. Dieselfde belofte kom nou die gelowige Jode toe, as ons interpretasie reg is, dat die vrou wel 'n verwysing is hoofsaaklik na die Joodse geloofsgemeenskap. Nie waar nie? Dan is dit daai einste mense aan wie dit nou weer vervul word. Hulle word weggevat uit Jerusalem, die Joodse gelowiges. Dieselfde word gesê van God se verlossing en vorming van 'n nasie toe hy hulle uit Egipte geroep het, waar ons lees in Eksodus 19 vers 4. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. Dis waar hulle gevorm was, uit Egipte. Dit simboliseer die beskerming en vorming van God se volk te midde en vanuit 'n groot verdrukking, soos ook die geval was in Egipte, waar hier dieselfde beeldspraak in die Ou Testament gebruik was. Ons sien dis 'n ooreenkoms van beeldspraak tussen God se volk wat gevorm was vanuit die verdrukking van Egipte, en dit waarvan ons lees in Openbaring, wat ook vanuit 'n verdrukking plaasvind. Want daar gaan groot vervolging wees teen die vrou. Jesus sê dit. Paulus het dit gedoen. Handelinge getuig daarvan. En wat gebeur? Net soos wat die volk uit Egipte geruk was om 'n volk te vorm, uit daai verdrukking uit, hier sien ons presies dieselfde, met dieselfde taal. Inteendeel dieselfde mense. Sy bek het water soos 'n rivier agter die vrou aangegooi. Nou in lig van dit wat ons net gesê het, is dit dan ook nie vreemd dat daar gebruik gemaak word van die beeldspraak van 'n draak en 'n rivier en van waters nie. Aangesien dieselfde tipe beeldspraak gebruik was as 'n verwysing na Egipte toe. Van 'n draak en waters en riviere en so voort. Ons lees onder andere in Esegiel 29 vers 3, daar staan, so spreek die Here, Here, kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak.
wat in jou strome lê, wat sê, my strome is myne, en ek het dit vir my gemaak. Dieselfde beeldspraak word ook gebruik in Jeremia 46 vers 7 en 8, ten opsigte van Egipte, waar sal staan, wie is dit wat daar opreis soos die Nyl, waarvan die waters klots soos strome, of al in vertaling sê, soos riviere. Egipte reis op soos die Nyl, en sy waters klots soos strome, riviere, en hy sê, ek sal optrek, die aarde oordek, ek wil die stad verwoes, en die wat daarin woon. En die indruk wat dus geskep word deur die beeldspraak van hierdie verse wat ons hier in Openbaring vind, is dieselfde wat ons vind in die Ou Testament in terme van Egipte en ook die Israel van God wat van Egipte verlos was en 'n nasie gevorm van was. Verdrukking en vervolging mag dalk plaasvind, soos ook in Egipte, maar daaruit sal God sy verbondsvolk red en hy sal hulle veilig hou. Die beeldspraak van die feit dat die vrou spesifiek na die woestyn sou vlug, ons vers in Openbaring sê, sy vlug na die woestyn toe, alhoewel Pella in die woestyn noodwendig is nie, sluit aan by dit wat ons in die Ou Testament sien. Dis beeldspraak. Om dieselfde verhaal vas te vang, wat nou finaal tot vervulling kom teenoor God se verbondsvolk. Wat begin het by Joodse gelowiges. Jesus het gekom, gaan na die huis van Israel, moenie gaan na die heidene, of na die Samaritane toe, gaan na die huis van Israel toe, gaan na die gelowiges van Israel toe. En so sien ons ook dieselfde in ons gedeelte, soos dit was in die Ou Testament. Die vrou het gevlug na die woestyn, maar dis waar Israel was so 40 jaar toe hulle uit Egipte gekom het. Hulle het van Egipte gevlug en dit is in die woestyn in. En daar was hulle vir 40 jaar, voordat hulle Kanaan ingeneem het, nie waar nie? Daar is dus 'n groot ooreenkoms tussen die roeping tot 'n verbondsvolk vanuit Egipte en dit wat ons van lees hier in die boek van Openbaring in terme van die verbondsvolk. En Openbaring is 'n boek wat juist die transisie aandui vanaf die ou verbond na die nuwe verbond. Maar dit is dieselfde mense. Vers 16, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Nou dit is moontlik dat die aarde, wat ook as land vertaal kan word, 'n verwysing is na afvallige Israel, aangesien ons al gereeld gesien het, dat afvallige Israel baie keer as die land verwys word in Openbaring. Die implikasie is dus, dat die toorn en verwoesting wat deur die duiwel op die gelowige Jode sou neerkom, toe op die ongelowige Jode op die land neergekom het, en nie op die vrou nie. Nou dit is 'n moontlike interpretasie, maar dit kan nie noodwendig te sterk bewys word nie, behalwe dat dit wel in die konteks inpas, en aansluit by van die vorige gedeeltes wat ons gelees het, waar die land 'n verteenwoordiging is van afvallige Israel. En so die land dan die wraak opgeneem van Satan en nie die gelowige gemeenskap daar dit opgeneem het nie. Nou ek glo altens nie dat hierdie noodwendige spesifieke verwysing na spesifieke gebede is, hierdie wat ons lees in Openbaring nie. Dat die rivier nou opgesluk is deur die land nie. Maar bring eerder in herinnering die feit dat die aarde ook vir Korag, Datan en Abiram ingesluk het, toe hulle afvallig geraak het, in die tyd wat die Israeliete na die woestyn toe gevlug het. Daar was 'n letterlike geval van waar die aarde sy mond oopgemaak het, en hierdie afvallige Jode ingesluk het, nie waar nie? En dit sluit basies aan met dit wat ons hierso dan nou ook lees. Hierdie interpretasie stem meer ooreen met al die ander beeldspraak waarvan daar gebruik gemaak word in die vorige verse ten opsigte van die stigting van Israel, of die vorming van 'n volk van Israel, as 'n verbondsvolk met hulle vlug dan nou spesifiek vanaf Egipte af. Ons sien dieselfde vertaal, die draak, Egipte, die riviere, en al die dinge. Hier so sien ons dan ook sy wat na die woestyn toe vlug, wat ons daar sien, die aarde wat sy mond oopmaak, dit het ook met Israel gebeur. Dit sluit waarskynlik by dieselfde verhaal dan aan.
So nes die aarde dan letterlik die verbondsvolk gesuiwer het, daai tyd, die aarde het die verbondsvolk gesuiwer deur om Korag, Datan en Abiram op te sluk, was dit waarskynlik ook die geval in hierdie tyd gewees. Want die afvallige Jode het nie saamgevlug nie. Hulle het nie geluister na die waarskuwings nie. Inteendeel, hulle was die enes wat hulle vervolg het. Hulle is die enes wat in opstand gekom het. Maar so sal die aarde dan nou, denkbeeldig as jy wil, maar ook letterlik, want hulle was verwoes, hulle ingesluk. En dit sluit dan ook so aan. Maar ongeag die betekenis, die gelowige Jode was gebeskermd gewees. Hulle was veilig gewees. Hulle was behoue gewees. Hulle het gevlug uit Jerusalem en hulle was veilig gehou. Al was daar vervolging, God het sy verbondsvolk gehou en hy het sy verbond gehou. En dis wat ons ook hierso sien. Spesifiek na die einde van die 40 jaar toe. Nou vers 17 sê nou, nadat die vrou toe nou, of basies in die tyd wat hierdie vrou, die gelowige Jode dan nou veilig gehou is, gevlug het, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan, want sy was nou weg, sy word beskerm deur God, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer, teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou, teen haar ander nakomelinge. Nou indien die vrou, waarvan ons nou nog die hele tyd lees, hoofsaaklike verwysing is na gelowige Jode toe, waar ons sien dat Christus ook vanuit die gemeente van gelowiges, vanuit die stam van Juda ook gebore was, hy het van die vrou gekom, hy is uit die gelowige Joodse gemeenskap gebore, hy het uit Juda uitgekom, hy het van die vrou afgekom, die gelowige Israel gekom, wat dan ook die manlike kind gebaar het, dan moet die ander nakomelinge, wat ook die gebooie van God bewaar, 'n verwysing wees na heidense gelowiges. Want daar word onderskeid getref tussen twee groepe gelowiges hierso. En in daai tyd was daar net twee groepe gelowiges. Die gelowige Jode, wat in Jerusalem was, wat ook hoofsaaklik vervolg was, wat ook hoofsaaklik alleenlik beskerm was uit Jerusalem uit, en ander gelowiges, die heidene. Daar's twee bedieninge en handelinge. Petrus gaan na die Jode toe, Paulus gaan na die heidene toe. Daar was 'n definitiewe onderskeid tussen die twee getref, ook in terme van bedieninge. Dit is nie, jy gaan na die Jode toe en ek gaan na die Grieke toe en daai een gaan na die Ethiopiërs toe of wat ook al nie. Nee, dit was twee groepe. Dit was die Jode en die res was als onder een naam gegooi, die heidene. Daar was onderskeid getref in hierdie tyd. En Openbaring het al verskeie male self ook onderskeid getref tussen Joodse gelowiges en heidense gelowiges. Of gelowiges wat uit die heidendom uitkom, wat nie etnies Joods was nie. Soos ons ook onder andere gesien het in die feit dat die 144.000 van hoofstuk 7 uitverkies is, of althans die volmaakte oorblyfsel was van die Jode. Dis waarna daar 144 verwys het. Dis die volmaakte hoeveelheid Jode wat gered was, van elke stam. En dan sien ons in die tweede helfte van hoofstuk 7 van Openbaring, het dit weer gepraat van die heidense gelowiges. Die 144.000 is 'n verwysing na die uitverkore Jode, en dan die tweede helfte van die hoofstuk het gehandel oor die heidene wat tot bekering gekom het. Openbaring het al hierdie onderskeid getref, en hy gaan weer hierdie onderskeid tref. En die res van die Nuwe Testament tref ook hierdie onderskeid. So dit is nie ongepas dat ons hierdie onderskeid tref, en dat die vrou ook ander gelowiges het, wat die naam van Jesus Christus bely nie. En dat die skrif dan nou so onderskeid tref nie. Jesus self praat ook van hierdie ander nakomelinge, waarvan ons hier lees in Openbaring. Want Johannes 10 vers 15 en 16 sê vir ons, Jesus sê, net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister,
En dit sal wees een kudde, een herder. Jesus het vir sy disippels gesê, gaan na die verlore huis van Israel, die verlore skape van Israel. Maar Jesus sê, hy het ook ander skape. Hy het onderskeid getref in daardie tyd. Maar, hulle sal een kudde wees, en hulle sal een herder wees. Daar sal een verbondsvolk wees. Daar gaan nie meer onderskeid getref word nie, want hulle sal een wees. Maar daar was wel ander skape, het Jesus gesê. Ander skape buiten die Joodse gelowiges, maar nadat God sy toorn oor die volk uitgestort het, ooreenkomstig die verbondsvoorwaardes, was daar geen meer onderskeid om te tref nie. Ons is een kudde, en ons het een herder, sê Jesus. Daar was wel nog onderskeid om te tref voor die verwoesting van Jerusalem. Want die gelowige Jode moes afgesonder word van die afvallige Jode. Daar moes onderskeid getref word. Want die ou verbond moes nog afgehandel word ooreenkomstig die verbondsvoorwaardes waarvan ons lees in Deuteronomium. Daar moes nog onderskeid getref word en die Jode moes nog afgesonder word en so moes daar onderskeid nog getref gewees het tussen die afvallige Jode en die gelowige Jode, want die gelowige Jode moes ontvlug en die afvallige Jode moes nog gestraf word. So dit was nodig nog, uit 'n praktiese oogpunt, om daardie onderskeid nog te tref voor die val van Jerusalem. Want hulle moes nog geoordeel word, en die wat gelowig was, moes nie. Dit is ook die gelowige Jode wat beskerm moes word in die laaste paar jaar, of althans vir 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, voor die finale verwoesting van Jerusalem, aangesien Jerusalem juis hulle hoofstad was. En die hoofkerk, of die moederkerk as jy wil, was in Jerusalem. Dit was 'n Joodse kerk, 'n Joodse gelowiges. Voor die verwoesting van Jerusalem was daar nog wel onderskeid getref tussen Joodse gelowiges en heidense gelowiges. Jesus self doen dit, hy sê hy het nog ander skape. Vir die praktiese doeleindes, omdat die afvallige Jode veroordeel moes word volgens die verbondsvoorwaardes, terwyl die gelowige Jode van die oordeel verskoon sou word. Maar, na hierdie oordeel, was daar geen meer praktiese rede vir 'n onderskeid tussen die Joodse en die heidense gelowiges nie. Die oordeel is verby. Daar is nie meer rede om onderskeid te tref nie. Dis een kudde, een herder. En so was ons ook as 'n volk gevorm as een kudde met een herder. Nou, indien die Joodse gelowiges wel beskerm was, in die jare wat opgelei het na die verwoesting van Jerusalem toe, in daardie kort periode van tyd, indien hulle wel beskerm was, kan die vraag gevra word, of daar dan enige historiese bewyse is, dat die heidense gelowiges meer vervolg was, in daardie jare wat opgelei het na die val van Jerusalem. Was hulle meer vervolg as die Joodse gelowiges in daardie laaste paar jaar? Want die vrou word dan nou beskerm. As die vrou Joodse gelowiges is, en toe draai die duiwel sy aandag na die ander nakomelinge van Christus, dan moet die vraag gevra word, maar is daar historiese bewyse hiervoor, dat die Jode nie meer so vervolg was nie, en die vervolging dan na die heidene toegekom het in daai laaste paar jaar? Of anders gestel, indien die Joodse gelowiges wel beskerm was, en die ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar, 'n verwysing is na die heidense geloofsgemeenskap, wat nie deel was van hierdie beskerming nie, maar na wie die duiwel toe sy aandag gedraai het, is daar enige bewyse dat die heidense geloofsgemeenskap wel onder groot vervolging gekom het gedurende hierdie laaste paar jaar. En die antwoord is 'n definitiewe ja. Die heidense gelowiges was wel vervolg, histories, in hierdie laaste paar jaar, eerder as Joodse gelowiges.
Nou, daar was wel vervolging van Joodse gelowiges deur die Jode self, deur al die jare, soos Jesus ook gesê het, die geval gaan wees na sy hemelvaart. En soos ons ook lees in die boek van Handelinge. Maar, en ons sien daai vervolging ook teenoor Paulus hulle. En wat Paulus self gedoen het, daar was vervolging. Maar die eerste imperiale en georganiseerde staatsvervolging het eers begin in die jaar 64 na Christus teenoor Christene. Dit was die heel eerste keer wat daar offisiële vervolging begin het. In 64 na Christus was 1/3 van Rome afgebrand gewees. Dit staan bekend as die groot brand van Rome. 3/4 van Rome was afgebrand in 64 na Christus. Keiser Nero, wat baie historikuste beweer die brand begin het Christene beskuldig dat hulle die een is wat hierdie brand begin het. Keiser Nero was toe die keiser in daai tyd. Historikuste beweer hy is die een wat die brand begin het. Maar hy het toe vir Christene die skuld gegee in Rome. Dat dit Christene is wat hierdie brand begin het. Hierdie aanklag van hom het toe gelei tot die eerste georganiseerde vervolging in geskiedenis van gelowiges deur die staat. Dis die heel eerste keer wat die staat self, of die regering self, of die owerhede self, offisieel gesê het, nou gaan Christene vervolg word, in 64 na Christus. Voor dit was het maar, die Jode het hier dit gedoen, die Jode het daar dit gedoen, ja, niemand het van die Christene gehou nie, hulle was vervolg, hulle was voor die Joodse raad gebring en so aan. Dit het niks met Rome te doen gehad nie. Hulle moes maar vir Pontius Pilatus kry om in te stem, maar ons soek hierdie man gekruisig asseblief, en dat Pontius Pilatus nou maar ingestem. Maar daar was niks offisieel van die Romeinse Ryk afgewees nie, tot 64 na Christus. Die einde van hierdie periode van tyd voor die val van Jerusalem. Die Romeinse historikus Tacitus, hy is gebore in 55 na Christus, so hy het in hierdie tyd gelewe. Tacitus was gebore in 55 na Christus en hy sê die volgende in lig van Nero se poging om ontslae te raak van die gerugte dat hy die een was wat die brand begin het en om dit te plaas op die Christene. Nou, hou net in gedagte dat hierdie Tacitus praat nie goed van Christene nie, hy was ook teen die Christene, hy was 'n Romein gewees. So as ons lees wat hy sê, hou in gedagte dat hy gaan nie goed van Christene praat in die gedeelte wat hy dan nou aanhaal nie. Maar hy sê wel die volgende in lig van Nero se poging om ontslae te raak van die gerugte dat hy die een is wat die brand begin het. En hy sê, gevolglik het Nero om van die gerug ontslae te raak die skuld op 'n klas van mense geplaas wat deur die volk gehaat is weens hulle gruwels en wat deur die bevolking Christene genoem is. Christus, nou net interessant, hierdie is 'n historiese dokument deur 'n Romeinse historikus wat praat van Christus. Jy kan nie ontken dat Christus bestaan het. Hierdie is heidense, afvallige Romeinse historikuste wat van Christus self praat. En getuig dat hy iemand is wat bestaan het. In elk geval, ek lees dit van vooraf, gevolglik het Nero om van die gerug ontslae te raak, die skuld op 'n klas van mense geplaas, wat deur die volk gehaat is, dis nou die Christene, weens hulle gruwels, nie dat hulle regtig gruwels gehad het nie, en wat deur die bevolking Christene genoem is. Christus, van wie die naam sy oorsprong gehad het tydens die regering van Tiberius die uiterste straf ondergaan deur die hand van een van ons prokurators, Pontius Pilatus. Hierdie uiterse verderflike bygeloof, dis nou wat hy van Christendom sê, wat aldus vir 'n oomblik onderdruk is, het weer uitgebreek. Nie alleen in Judea, die eerste bron van die kwaad nie, maar selfs in Rome, waar alle afskuwelike en skandelike dinge uit elke deel van die wêreld hulle middelpunt vind en gewild word. Daarom is daar eers arrestasies gemaak van almal wat skuld erken het. Daarna is op grond van hulle getuienis 'n geweldige menigte skuldig bevind.
nie soseer aan die misdaad om die stad aan die brand te steek nie, maar aan haat teenoor die mensdom. Nou dit moet genoem word, veral in lig van hoe sleg Tacitus van Christene praat, dat die skulderkenning waarvan hy praat, van die Christene, verwys waarskynlik na die feit dat hulle bely het dat hulle Christene is, nie dat hulle die brand begin het nie. Hulle het skuld erken, waarskynlik nie vir die brand nie, maar dat hulle Christene is. Daar was klaar besluit dat die Christene skuldig is deur Nero. En as jy dan bely het om 'n Christen te wees, en jy wou nie ontken om 'n Christen te wees nie, het jy by voorbaat skuld erken tot die brand. Want die Christen is skuldig. Dit was klaar besluit deur Nero, hy's keiser. Al wat jy moet sê is, ek is 'n Christen, okay, jy het skuld bely. Dis al waarna hierdie waarskynlik dan nou verwys. Nero het klaar besluit die Christene is skuldig. So indien jy dus nie wou ontken dat jy 'n Christen was nie, het jy by voorbaat erken dat jy die brand begin het. Jy is deel van daardie afvallige groep, soos hy hulle noem. Daardie gruwelike dwaalleer of wat ook al. Dit was voor die tyd al deur Nero besluit. En Tacitus gaan dan aan om te sê, allerhande bespotting is by hulle dood gevoeg. Dis nou by die dood van die Christene. Allerhande bespotting is by hulle dood gevoeg. Hulle was bedek met die velle van wilde diere en hulle is deur honde verskeur en het omgekom, of hulle is aan kruise vasgespijker of aan die vlamme oorgegee en verbrand om as nagtelike verligting te dien wanneer die daglig verdwyn het. Dit het met die Christene gebeur. Allerhande bespottinge is by hulle doodgevoeg. Hulle het wilde diere se velle op hulle gegooi, sodat die honde hulle kan verskeur. Hulle is aan kruise vasgespijker, of aan die vlamme oorgegee en verbrand, om as nagtelike verligting te dien, wanneer die daglig verdwyn het. Nero het sy tuine vir hierdie skouspel beskikbaar gestel, en het 'n vertoning in die sirkus aangebied, terwyl hy homself onder die volk gemeng het, en in kleredrag van 'n strydwaarbestuurder of hoog op 'n wa gestaan het. Daarom het daar selfs vir misdadigers wat hierdie uiterste en uitmuntende straf verdien het, 'n gevoel van medelee ontstaan. Hy noem die straf teenoor Christene uitmuntend en hy noem dit uiters. Maar hy sê ook dat 'n gevoel van medelee ontstaan vir die Christene. Want dit was nie, soos dit voorgekom het, vir die openbare belang nie, maar om die wreedheid van een man te bevredig, dat hulle vernietig is. En hy verwys natuurlik na keiser Nero toe. Nou ons sal meer oor Nero sê in die volgende hoofstuk, waar ons sal sien dat daar waarskynlik nog nooit so 'n wreedagtige en 'n afvallige man soos hierdie was in geskiedenis nie. Dit was 'n terrible mens. Die lys gaan aan en aan. Ek gaan van die goed eers kan sê vir die kinders wat hierdie Nero als gedoen het en wat hy kwyt geraak het nie. Die man was 'n wreedaard gewees. Hy was boos, hy was die duiwel self. Enige persoon in geskiedenis vergelyk nie met wat Nero was nie. En ons sal nog oor hom praat in die volgende hoofstuk. Maar hy sê, soos Tacitus sê, mense het die gelowiges jammer gekry, bloot oor die wreedheid van Nero se vervolging, en dit was ongelooflik dat dit so wreed was, bloot omdat Nero sy wreedagtigheid wou bevredig. Die rede hoekom Joodse gelowiges hierdie vervolging vrygespring het, en dat hierdie heidense gelowiges was, wat nie etnies Joods was nie, was omdat die gelowige gemeenskap in Rome hoofsaaklik uit heidene bestaan het. Alle mense wat van Joodse afkoms was, wat etnies Joods was in die jaar 49 na Christus deur keiser Claudius uit Rome uit verban. Die Jode mag nie al gekom het, hulle was verban uit Rome uit. Daarom was die gelowiges wat in Rome oorgebly het, nie Joods nie. Want in 49 na Christus het keiser Claudius die Jode uit Rome uit verban.
En ons lees hiervan selfs in Handelinge. Handelinge 18 vers 2. En hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Die Jode was nie daar nie. Hulle moes vertrek. Miskien kon hulle na 'n tyd weer terugkeer, maar waarskynlik was dit min as daar wel was. Die vervolging van gelowiges deur die hande van die wrede Nero het hoofsaaklik neergekom op die heidense geloofsgemeenskap, nie die Jode nie. Nie die Joodse geloofsgemeenskap nie. En so was die vrou beskermd gewees in die tye wat opgelei het na die verwoesting van Jerusalem, terwyl die duiwel sy aandag gedraai het om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Christus hou. Die vuur in Rome wat gelei het tot gelowiges se vervolging, het op 19 Julie 64 na Christus begin, en keiser Nero is oorlede op 9 Junie 68 na Christus. Net so bietjie minder as 4 jaar later. Wat beteken het dat die vervolging meer as 3 jaar gehou het, maar minder as 4 jaar gehou het. Miskien 3,5 jaar steeds. Die tyd wat die vrou beskerm was. Alhoewel ons nie argumenteer vir 'n letterlike 3,5 jaar nie. Dit stem min of meer heeltyd saam met wat ons in geskiedenis sien. So dit was meer as 3 jaar, maar minder as 4 jaar wat hierdie vervolging geduur het. En alhoewel ons nie argumenteer vir 'n presiese 3,5 jaar nie, soos aangedui in die vorige verse nie, dit sluit wel aan by die algemene sentiment van die kort periode van tyd wat die Satan wel losgelaat was, die vrou beskerm was en die Satan se aandag gedraai het na die ander gelowiges toe. Wat waarskynlik dan ook 'n verwysing is na gelowiges wat nie van Joodse afkoms is nie. En soos Jesus ook sê in Matteus 24 vers 22, en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort wees. En so was dit ook die geval. Dit was, soos Openbaring sê, 'n kort periode van tyd. Die Satan volgens Openbaring 20 was vir 'n kort tydjie losgelaat. Die vrou was beskerm. Sy is woestyn toe. Die verbondsvolk is daar. Dit was oorspronklik vir hulle gemaak. Maar die Here het ander skape wat gaan deel raak van daai kudde. Maar nie nadat, nie voordat die een stel Jode gestraf is en die ander stel Jode wat uitverkies is veilig gehou is nie. Daarna sal hulle een kudde wees met een herder. Want die straf is verby. Die praktiese doeleindes om onderskeid te tref tussen gelowige Jode en ongelowige Jode is verby. Ons het nie meer nodig om daai onderskeid te tref nie, want die verbondsoordeel het klaar gebeur. Nou is ons een volk, een kudde, een herder. En so was die Joodse geloofsgemeenskap veilig gehou. Hulle was beskermd, hulle was uit Jerusalem deur God die goddelike hand verwyder. Maar toe draai die Satan sy aandag na die heidense gelowiges, die ander gelowiges, en geskiedenis bewys dit ook vir ons dat dit wel die geval was en hulle het wreed gelei onder die hand van Nero, hoofsaaklik heidense gelowiges, nie Joodse gelowiges. Maak dit sin? Skrikwekkend hierdie gedeelte, absoluut skrikwekkend. En hoe geseënd is ons nie om in die nuwe verbond te wees nie. Hoe geseënd is ons dat ons nie in daai periode van transisie hoef deur te gegaan het nie. En dat ons nou die volheid van die koninkryk kan ervaar en kan bevorder. En dat ons die seën van die nuwe verbond kan ervaar as een kudde met een herder. En daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie, maar almal is een in Christus. Soos ek sê, bloot vir praktiese doeleindes moes daar wel nog onderskeid getref gewees het in daardie tyd, sodat die regte Jode gestraf was
en die oorblyfsels soos Paulus hulle noem, wat uit Jode bestaan het, veilig was. Enige vrae? Maak dit sin? Dan kom ek sluit vir ons af. Here, ons dankie vir die woord, en ons dankie vir die waarheid, en ons dankie, Here, dat ons kan deel wees van die koninkryk, o Here. Wat se marteling het ons voorouers nie al deurgegaan nie, wat se marteling het ons broers en susters nie al deurgegaan in die verlede nie. Vasgespijker, verbrand, deur diere opgeëet, Here. Wat se marteling het hulle nie al deurgegaan nie. Maar o Here, ons kan U ook net loof en prys dat hulle nie hulle lewens lief gehad het tot die dood toe nie. En die wat om U naam ontwil ly, sal hulle beloning ook kry. En so kan ons U loof en prys dat U getrou is, dat U daai manne en vrouens sterk gehou het deur daardie tyd, dat hulle U nie ontken het nie, maar soos Tacitus ook sê, hulle het skuld erken, waarskynlik net erken dat hulle U aanbid en U volg, en dat hulle U nie ontken het nie. En hoor Here, so bid ons ook dat U vir ons dieselfde moed sal gee in hierdie dag waarin ons bly. Dat ons ruggraat sal hê, dat ons onsself nie sal skaam vir U naam nie. Want o Here, hoe min sal ons U maak van daai gelowiges se opoffering, as ons U ontken, met selfs die ligte vervolging wat ons dalk mag ervaar nie. Mag dit ver van ons af wees, o Here. Mag U naam verheerlik word in en deur ons lewens, en mag ons vasstaan in die geloof. Vashou aan U, wetende dat U ook 'n beloning het vir die wat doen. Alle lof, alle eer, alle glorie kom U naam toe. Amen.